Goeienaand en hartlik welkom by ons bid hier vanaand. Voordat ons begin, kom ons buig die hoofde. Ons dierbare Vader, ons dank die Here dat ons omring word deur die groot genade, dat ons omvou word met u groot liefde, Here. Dankie Here dat u ons gedra het hierdie week waar ons nou by mekaar gaan kom om 'n klein deeltjie uit u woord uit te kan bespreek. Here, mag het wees dat ons aan die einde ook hieruit, Here, uit 'n eenvoudige storie, Here, 'n les, 'n lewensles sal leer, Here. Dit is my gebed in u naam alleen. Amen. Vanaand wil ek met u gesels oor gelykenis. En ek noem hierdie gelykenis wat ek vanaand met u wil bespreek 'n gelykenis in ons moderne tyd. 'n Gelykenis van ons tyd. En ek titel dit, maak die pad van die Here reguit, sonder om moeg te word en sonder om verwaand te word. Wanneer jy na die gelykenisse van Jesus kyk en dit begin ontleed, dan kom jy agter dat daar sekere kenmerke in Jesus se gelykenisse is. Die eerste ene is 'n reaksie op wat mense gedoen of gesê het. Tweedens is dit voorbeelde wat deel was van sy toehoorders se leefwêreld. En derdens, en die mees belangrikste ene, is dit het gehandel oor die koninkryk van God. En ek wil vanaand van hierdie kenmerke gebruik om 'n moderne verhaal te vertel van gewoontes in ons eie tyd. Hierdie is 'n fiktiewe verhaal opgemaak uit 'n storie wat ek baie lank terug gelees het. En daar was eendag 'n klein dorpie gewees. En voordat jy by die dorpie kon uitkom, moes jy oor 'n brug ry, maar voor die brug was daar 'n baie skerp draai gewees. En een nag het 'n vloed afgekom en die brug het verspoel. En mense het van die brug afgery en lewens was verlore. Die volgende oggend het die burgemeester met sy raad bymekaar gekom om 'n plan te beraam hoe om hierdie probleem te oorkom. En die geluk was met hulle gewees dat alhoewel die brug verspoel het, was daar 'n klein paadjie wat langs die rivier afgeloop het, waar mense van en na die dorp kon reis. En die plan wat hulle beraam het, was 'n baie eenvoudige, maar werkbare plan gewees. 200 meter het 'n man gaan staan voor die draai met 'n bord om sy bors wat gelees het, brug verspoel. 100 meter verder het nog 'n man gestaan, ook met 'n groot teken om sy skouers, wat gelees het, verminder spoed. En dan het hulle 'n derde persoon gehad, wat ook met 'n bord om sy skouers gehang het, en hy het die bord het gelees, hou regs vir die regte pad, met 'n vinger wat die regte pad vir hulle aangedui het. En so het daardie manne hulle plekke ingeneem, en dit het werklik goed gegaan, terwyl hulle die werk gedoen het. Maar omdat die mans hulle werk so goed gedoen het, het niemand in die rivier ingery nie. Maar menslik gesproke, het die eerste man begin moeg raak, en hy besluit om 'n bietjie te gaan slaap, met sy bord, wat sigbaar was vir elkeen van die motoriste. Maar in sy slaap het sy arm oor die bord gegly, en al wat sigbaar was die woord brug. Die tweede man het nie moeg geword of vaak geword. Hy het sy werk konstant gedoen.
maar hy het sy werk ook so goed gedoen, dat hy deur die motoriste aangeprys was. En hulle het vir hom gesê, as dit nie vir jou was nie, dan sou ons sekerlik dood gewees het. En deur al daardie komplimente wat hy ontvang het hy naderhand gedink hy's belangriker as die teken wat hy dra. Die derde persoon het nie moeg of vaak geword nie, hy het ook nie verwaand geraak. Hy was bekommerd gewees oor wat op sy bord gestaan het. En hy het gevoel dat hy kan nie voorskryf vir mense wat hulle moet doen en nie moet doen nie. En hy het besluit om sy bord 'n bietjie te gaan verander. Want hy het gesê, wie is ek? Wie is ek om vir mense voor te skryf wat hulle moet doen nie? En hy het die bord gaan verander en uit die woordjie hou regs vir die regte pad uitgevee. En hy het vervang met die woordjie oorweeg, sodat sy bord nou gelees het, oorweeg regs vir die regte pad. Maar nog steeds was hy nie tevrede gewees met wat hy geskryf het nie. En hy het die woordjie regte uitgehaal en gesit aanbevele. En sy bord het nou gelees, oorweeg regs vir 'n aanbevele pad. Maar dit het ook nog nie reg geklink. En daarom moet hy sy bord weer gaan verander. En hy het die aanbevele uitgevee en hy het met 'n ander nikszeggende woord gaan verander. En hierdie was 'n meer, volgens hom 'n baie meer neutrale woord gewees. En sy bord het op die einde gelees, oorweeg regs vir een van twee ewe geldige alternatiewe. Oorweeg regs vir een van twee ewe geldige alternatiewe. En natuurlik was die resultaat gewees, terwyl die eerste man geslaap het en sy arm oor die bord gelê het en dan net die woordjie brug was, en die tweede man wat so selfvoldaan geword het, dat hy voor sy bord gaan staan het, en al wat die motoriste kon sien was die woordjie verminder, en die derde man wat sy boodskap verander het, dat dit 'n nikszeggende boodskap was nie, het die een motor na die ander in die rivier ingejaag, en mense het seer gekry en baie het gesterf. My vraag vanaand is, hoe lyk die tekens wat u en ek elke dag met ons saamdra? Want daar kom tye in elkeen van ons se lewens wanneer ons soos hierdie drie manne aan die begin gedoen het. Ons het die regte tekens gedra. Ons het met groot oorgawe vir die Here geleef. En vriendin, word ons nie ook soms moeg wat betref ons verhouding met God nie? Of ander weer, ons bly met groot toewyding te lewe soos wat God van ons vra. Maar word ons dan nie so belangrik dat ek nie meer ander mense om my raak sien nie? Maar die gevaarlikste is, nommer 3, as ons word soos die laaste man, waar u en ek begin reken, kies jy maar self hoe jy wil maak. Die Here vra vanaand vir ons, om sy paaie reguit te maak, om sy paaie reguit te maak, sonder moeg te word, sonder om in slaap te word, sonder om selfvoldaan te word, sonder om keuses aan ander te kan oorlaat. Ons moet bly
by die oorspronklike kenmerke wat ons sal lei na die koninkryk van God toe. Elkeen van ons moet sonder om moeg te word of verwaand te word, moet ons tekens elke dag dra. En ek wil vanaand vir myself en vir u laat met die vraag. Laat ons gaan dink daaroor. Waar staan ons vanaand met die padtekens wat ons na buite dra? Amen. Kom ons buig die hoofde. Ons dierbare Here, deur u kenmerke van u gelykenisse te kan omskakel na 'n eenvoudige verhaal, waar 3 manne dieselfde opdrag gekry het, maar elkeen het anders daarop gereageer. Wil ek vanaand vir u vra, Here, dat u met elkeen van ons wat geluister het na hierdie kort verhaal, dat ons sal kies om nie moeg te raak nie, dat ons sal kies om nie in die slaap te raak nie, dat ons kies om nie verwaand te raak nie, Here. En Here, die gevaarlikste is, dat ons nie ons kentekens sal verander, dat dit niks seggend is nie, Here. Here, dat wanneer mense na ons kyk, dan kan hulle sien dat ons wil graag elkeen lei na u koninkryk eendag. Gaan met ons in die res van hierdie week en wil u met ons wees, ons omring met u liefde, u seëninge, in Jesus naam bid ek dit. Amen. Mag u 'n goeie week verder hê, en mag hierdie eenvoudige verhaal vir ons ook 'n les wees in ons lewens. Baie dankie.